Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie yskoue Dinsdagoggend. En ja, ons gaan voort met Lukas 9 vanaf vers 51 af. Toe die tyd vir Jesus se hemelvaart nader kom, was hy vasberade om die reis na Jerusalem voort te onderneem. Hy het boodskappers vir hom uitgestuur en hulle het vertrek en by 'n Samaritaanse dorpie aangekom om daar vir hom voorbereidings te tref. Maar die Samaritane het hom nie ontvang nie, omdat hy doelgerig na Jerusalem op pad was. Toe die disippels Jakobus en Johannes dit sien, sê hulle, Here, wil U nie ons moet vuur uit die hemel na neerkom om hulle te vernietig? Maar hy het omgedraai en hulle tereggewys. Hy het toe na 'n ander dorpie gegaan. Geliefdes, daar's 'n paar goed in hierdie teks wat ek en jy moet hoor. Die een is, Jesus se vasberadenheid, hy gaan na Jerusalem toe. En dit is baie duidelik, hy gaan na Jerusalem toe en dit is nou terwille van die kruis, terwille van om te gaan sterf daar. Ja, dit gaan eindig in die opstanding en uiteindelik die hemelvaart. Maar hierdie ding wat gebeur, dis nie iets wat God onkant tref nie. Dis nie, hierdie ouens het Jesus uitoorlê nie. Jesus is absoluut doelgerig op pad Jerusalem toe. Maar die feit dat hy Jerusalem toe op pad is, maak dat die Samaritaanse dorp hom nie wil ontvang nie. Ons kan baie daaroor spekuleer, maar daar was altyd spanning tussen die Jode en die Samaritane. Jesus is nou in van die Samaritaanse dorp al goed ontvang, maar nou, omdat hy op pad is Jerusalem toe, nee, hy gaan nie nou hier kan tuis gaan nie. En dit maak die disippels woedend. Johannes en Jakobus is so kwaad, hulle sê nee, kom ons laat vuur uit die hemel neerkom en ons vernietig hulle. Dis die manier om met hierdie ouens te deel. En baie interessant, Jesus bestraf die disippels, nie die Samaritaanse dorp nie. Hy sê nee. Nou, hy is op pad terwille van die redding van alle sondaars. Hulle wil sondaars sommer nou al in die hel gooi. En dit laat my en jou die vraag vra, wat wil ek hê? Wil ek hê die Here moet vuur uit die hemel stuur en hierdie ouens, hierdie skelms, hierdie mense wat nie vir hom wil aanbid nie, dat hy hulle moet vernietig? Of wil ek hê dat die Here sy Heilige Gees moet stuur en daar radikale herlewing moet kom en hierdie mense tot bekering kom? En dit gaan uiteindelik oor 'n toets van wat lê in my eie hart. Jesus het nie nou 'n geveg met hierdie dorpse mense aangegaan nie. Hy gaan doodgewoon na 'n ander dorpie toe. Dis nie nou die tyd vir dit nie. En die disippels wou eintlik opkom vir Jesus se eer. Baie keer kies ek en jy verkeerde gevegte, terwyl ons dink ons doen dit om die naam van God te beskerm of terwille van Jesus se eer. En uiteindelik bestraf Jesus dit, maar dis die verkeerde geveg. Kan ek en jy, voordat ons 'n stryd aanknoop, kan ons eers ordentlik gaan bid daaroor. Vra, is dit regtig wat Jesus wil? Want Jesus wil dat mense tot bekering kom, en dat mense hulle lewens vir hom gee, en dat hulle vir hom dien en vir hom aanbid. Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir die teks, en ja Here, ons kom bid, dat U ons sal help om raak te sien wat U hart vir verlore sondaars is. Amen.
Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.